Goeienaand, my mede-reisigers. Op hierdie stadium van die geveg, is ons meer wagters as reisigers. Maar welkom nietemin. Dankie dat julle almal inskakel op my kanaal en my volg. Dit is eintlik my self-therapie. Ek het lank met die gedagte rondgeloop en dit laasweek uiteindelik geïmplementeer, want ek het besef dat ek stadig aan besig was om waansinnig te raak in die wagtydperk en ek moes my angstigheid en my ongeduld en my paniek moes ek kanaliseer en harness. En ek glo Heilige Gees het my gelei om hierdie vlog te begin, want dit is vir my terapie. Ek is baie dankbaar vir al die gewillige ore wat na my terapie sessies luister, want soos wat ek my gedagtes uitstort en hardop gesels daaroor en dit met julle deel, versterk dit my eie geloof. So meeste van die dinge wat ek met julle deel, moes ek eers vir myself ondervind en vir myself ter harte neem voordat ek dit met julle kan deel. En ek het ook gevoel as ek al hierdie dinge ontdek en soos wat Heilige Gees dit in my hart lê, kan ek dit nie vir myself hou nie, ek deel dit graag met almal van julle. So ek wil tog baie dankie sê dat julle almal hier is en dat julle saam met my die pad loop. Ek weet daar is mense wat nie deel is van die refugee program nie, wat ons vordering volg en ek is dankbaar vir julle ondersteuning. En ek weet daar is van my mede-reisgenote wat in verskillende fases van die reis is. En dis baie wonderlik om mekaar te kan ondersteun. Ek het nou net Lily van die Plaas se live gekyk en elke tweede of derde comment op die live chat was paniek en ongeduld en onsekerheid. Hoe lank vat die proses? Hoe lank tussen hierdie stap en daardie stap? Wanneer gaan die en daai gebeur? En in die land van die blindes is een oog koning. Niemand van ons kan enige van daardie vrae antwoord nie. Ja, daar's mense wat reeds verder gevorder het in die proses en mense wat al reeds in die FSA is. En al gee hulle vir ons gerusstelling en al gee hulle vir ons hulle ervaring, dit gaan nog steeds nie copy and paste wees wat op almal van ons van toepassing is nie. So as daar nou vanaand een boodskap is wat ek vir almal wil gee, is dit net bemoediging. Ons is almal in dieselfde bootjie en as ek van my kant af net raad kan gee, ons moet in hierdie wagtyd, ons moet die energie wat ons spandeer aan angsaanvalle kry en paniekbevange raak en ongeduldig wees en opstroppeles raak. Ons moet liewer daai energie aanwend en back to basics gaan. Dis wat ek vanoggend gesit en dink het toe ek my gedagtes neerskribbel op papier. Hierdie wagtydperk van ons is baie soos die Israeliete se omswerwinge in die woestyn. Voordat hulle die land Kanaan kon ingaan, ja, ons hoop nou nie, ons swerf vir 40 jaar rond, voordat ons in die FSA kom nie, en dank die Here, dit gaan nie so wees nie. Maar die vergelyking wat ek wil tref is, die 40 jaar wat hulle rondgeswerf het tussen Egipte en Kanaan, moes hulle van baie van hulle bagasie in aanhalingstekens ontslaa raak. So die gedagtes wat ek wil deel, het ek neergestippel soos volg.
Spandeer die wagtydperk om te groei. Get back to basics in geloof. Met ander woorde, reset. Neem tyd om in stilte op God te wag vir leiding en vertroosting. Ons is so gejaagd, ons is so angstig, check e-mails, maak oproepe, stuur boodskappe, join die live chats, Facebook groepe, WhatsApp groepe, Discord groepe. Mense, ons moet net bedaar. Ons moet net bedaar, want is in die stilte, dwing jouself om net van tyd tot tyd net in stilte te gaan sit. Net stil te raak, nie na jou foon te kyk nie, staar net in die verte en vra dat Heilige Gees net in jou hart sal werk, in jou hart sal praat. Want is in die stilte, wanneer al die stemme en al die geraas verdoof word, dat ons daai sagte fluistering van die Heilige Gees. Die Heilige Gees skree nie op ons nie. Hy fluister. Jy gaan hom nooit hoor as daar soveel geraas is nie. Dan wil ek tog ook, die volgende paar punte is so bietjie gemengde taal, maar ek het geskryf soos ek gedink en gevoel het, en omdat ek na baie preke luister, en na baie podcasts luister, en na baie teachings luister, ek skryf dit soos wat ek dit hoor, want in elk geval het ons ook 'n gemengde gehoor. Die volgende punt is return to the word, die woord van God, die Bybel. Onthou, ons het nou die dag in Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord was van God en die woord was God. Onthou, dis die lewende woord van God. Dis nie 'n ou antieke boek, 'n storieboek nie. Dis die lewende woord van God. En ek sê hier, die Bybel het baie boodskappe en lesse. Begin enige plek. Maak die Bybel oop by 'n plek waar jy gemaklik voel, wat vir jou 'n gunsteling is. Die Heilige Gees wag vir jou op enige bladsy van die Bybel. Begin enige plek en vra Heilige Gees om jou te help om te interpreteer wat hy vir jou wil sê. Hy het 'n persoonlike belang in elkeen van ons as individue. Daar's nie 'n formule of 'n wenresep nie. Die Here werk nie in copy and paste nie. As hy in copy and paste gewerk het, het ons almal dieselfde gelyk en dan was ons klone van mekaar gewees. Maar net soos wat ons almal verskillend lyk, so praat hy ook verskillend met ons, want ons is chemies anders aan mekaar gesit en geestelik en emosioneel het ons verskillende behoeftes. Voordat ons 'n nuwe begin kan maak, moet ons eers die vorige hoofstukke afsluit, of dit geestelik of emosioneel is. So gebruik ook hierdie wagtyd, as daar enige hoofstukke in jou lewe is wat jy moet afsluit. Unfinished business, in watter aspek van jou lewe dit ook al is. Gebruik hierdie tyd om unfinished business te finaliseer en af te handel. Want as die skoot klap en jy het 'n vliegkaartjie en jy land in Amerika, dan begin jou nuwe lewe en jy kan tog nou nie 'n nuwe lewe op ou mirasies bou nie. Maak seker dat jou mirasies afgebreek is sodat jy met 'n skoon fondament jou nuwe lewe kan begin. En ek glo dit is hoekom die Here vir sommige van ons hierdie wagtydperk uitrek, sodat ons daai unfinished business kan finaliseer. Ek het 'n baie mooi podcast gehoor, waar die persoon gesê het, the desert or the wilderness, in ons geval is dit our place of waiting, is also a place of preservation. It sets us apart
It strips us of the non-essentials and forces us to rely on what we cannot see. Ek sê dit weer, die desert of wilderness, in ons geval is dit our place of waiting, is also a place of preservation. Hier waar ons nou wag, dit is hier waar die Here ons nou preserve. Ons gaan, en wat is 'n proses van preservering? Hoe preserveer mens goed? Jy kook dit, dit lê in 'n sous of in water of in 'n oplossing, dis hoe jy dit preserveer. Die preserveerperiode gaan sorg dat die eindproduk lank hou. It sets us apart, want onthou ons word nou uit hierdie gewone lewe uitgetrek, uitgehaal. Ons is nou nie meer deel van ons gewone Suid-Afrikaanse publiek nie. Ons is 'n handjievol wat ons self uit die hoofstroom uithaal. It strips us of the non-essentials. Oh my word, en is dit nie waar nie? It strips us of the non-essentials. Hoeveel van ons is nou al die afgelope maande besig om dinge te verkoop? Jy kyk na daai tas of daai sak van jou en jy meet en pas, wat word gepak, wat word gelos. En nou besef 'n mens, voordat jy onnodige klere pak jy boeke of foto's of ornamente. Daar aan die ander kant gaan die refugee support centers vir ons klere gee en hulle gaan vir ons skoene gee en hulle gaan vir ons toiletries gee. Maar jou waardevolle dinge kan jy hier vandaan saamneem. So it strips us, this waiting period strips us of the non-essentials. En ons maak nou weer, ons vat stok van ons lewe en ons maak lyste van prioriteite. En 'n mens besef nou wat is weer vir jou belangrik. Wie word gegroet, wie word nie gegroet nie. Wie wil jy nog sien? Wie wil jy nie weer sien nie? Ja, wat wil jy nog vir oulaas gaan doen? Waarheen wil jy ry? It forces us to rely on what we cannot see. Ons het niks om op staat te maak nie. Ja, daar's 'n Church World Services dashboard met 'n case reference en ons progress status of ons status progress report daarop. Dit is nog steeds geen gerusstelling nie. Die enigste gerusstelling is ons sekerheid dat die Here in beheer is. Obedience leads to rest, because this is when God answers prayer. Obedience leads to rest. As 'n mens gehoorsaam is aan wat Heilige Gees van ons verwag en vir ons sê, wat die woord van die Here vir ons sê, dit laat 'n mens se gees rustig raak. Vandat ek hierdie tegniek geïmplementeer het, kan ek rustig gaan slaap en rustig wakker word in die oggende en nie in die nagte wakker lê en angsaanvalle kry en in die oggend opspring met hartkloppings nie. Daar's rus in die wete dat die Here in beheer is. 'n Baie oulike quote wat ek vandag gehoor het op een van die YouTube kanale, waar die persoon uit Exodus gepraat het, het hy gesê, God is an expert at contingency planning. Onthou, die Here het die meesterplan, en binne sy meesterplan is daar baie contingencies, want hy maak voorsiening vir human error, hy maak voorsiening vir acts of nature, hy maak voorsiening vir human failure. So, dank die Here, ons hoef nie risk assessment te doen, want ons kan nie vir alles beplan nie, want ons weet nie eers wat die proses behels nie. So
hoe beplan jy vir enige risiko's? Jy kan nie eers die potensiële risiko's identifiseer nie. So, God is an expert at contingency planning. So, wees bemoedig daarin asseblief. Ek wil net weer eens, dit is tog nou my ou dientjie. Ek en Exodus loop 'n paadjie in hierdie wagtydperk. Exodus is my go-to. Want dit is hoe ek voel dat die Here met ons ook werk, soos dat hy met die Israeliete gewerk het. En dit is tog, Exodus is tog die wildernis waarin die Israeliete verkeer het. Net 'n paar vinnige versies wat ek met julle weer wil deel. Exodus 14 vers 14. The Lord will fight for you, you need only to be still. Exodus 23 vers 20 tot 22. See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion, since my name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. Mense, hier is soveel versekering en reassurances in Exodus. Daar's geen twyfel dat die Here vir ons is nie en vir ons beskerm nie. Exodus 33 vers 14. The Lord replied, My presence will go with you and I will give you rest. En in ons proses is dit wat die Here vir ons wil gee. My presence will go with you and I will give you rest. Ons het gedoen wat ons kan, ons het ons vorms ingevul, ons het ons e-mails gestuur, ons het ons interviews gedoen. Nou sal die Here dit verder uitwerk, reg? Ek het ook vandag 'n mooi hashtag gesien wat sê, guarded and guided. Die Here beskerm ons en hy lei ons. Hashtag guarded and guided. Dit is my gedagtes vir vanaand. Ek gaan ook in die description onder hierdie video links stuur vir diegene wat gisteraand Kolonel Wyatt se livestreams gemis het. Hy het 'n fantastiese livestream met die Stolze familie gehad wat nou in South Carolina is. Dit was 'n baie goeie refugee interview gewees. Hulle het onlangs geland, middel Desember, het hulle in South Carolina geland en direk daarna het hy die weeklikse refugee café klats gehad. Ek gaan ook daai link in die description sit, dan kan julle gerus na daai recorded livestreams gaan kyk. Daar's baie interessante inligting en dis net so bemoedigend as 'n mens in realiteit kan sien waar die proses uiteindelik opeindig met mense. Dan sien 'n mens, hoeveel verskillende scenario's is daar, hoeveel verskillende uiteindes is daar, hoeveel verskillende situasies en omstandighede is daar. En dan kan 'n mens verstaan hoekom daar nie 'n copy and paste antwoord is vir almal nie. So wees bemoedig, al my mede-refugees en non-refugees en aspirant refugees. Wees geseënd. Ek hoop julle laaste maandag van 2025 was briljant. Geniet die laaste 2 dae van 2025. Goeienaand.